Jesus het elke nou en dan weggebreek en gaan bid. Hy het geweet wat volg. Hy het homself nie fisies voorberei vir wat gaan gebeur nie. Want hy het geweet die fisiese stryd is nie die stryd wat gewen moet word nie, maar die geestelike stryd. Ons konsep vandag is die opstandingspreek. So ek gaan vir ons die skriflesing doen en dan gaan ons bietjie saam bid en dan gaan ons begin en kyk wat die Heilige Gees vir ons gedagte het. Dit kom uit 1 Korintiërs 15 vers 12. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoekom party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is die prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Net tot sover, kom ons sluit die oë. Almagtige God en Hemelse Vader, Here Jesus, dankie vir die voorreg om hier saam by mekaar te kom, Here Jesus, in U naam. Here Jesus, ons glo en vertrou dat U die Helper, die Heilige Gees sal stuur om die boodskap self te kom oordra vanoggend, Here Jesus, want ons is nie waardig nie, Here Jesus. Ons is slegs waardig in U teenwoordigheid. Here Jesus, dankie vir elke siel wat hier sit vandag, Here Jesus. Gaan met ons deur hierdie dag, terwyl ons die woord oopbreek en wanneer ons hier uitgaan in die wêreld in. In Jesus naam. Amen. Dan sê, so kom ons kyk of ek op een paadjie kan bly. My vrou sit daar agter, so sy sal vir my wys as ek links of reg afwyk en dan sal ek weer die middeweg vat. So gebeur daar twee dinge met my na aanloop van die preek. Ek het nou nie geweet ek gaan preek tot en met so Dinsdag aand se kant nie. En eerste ding wat gebeur is ek 'n dame bel my, sy vra sy wil trou op 'n stadium en ek wil kom sien. Sy wil trou en sy het 'n probleem. En op pad na haar toe ry ek die aand en die Heilige Gees berei my voor en hy sê vir my, ek moet die vrou vra van haar geestelike verlede, waarmee sy besig was. En die Heilige Gees wys my, sy was besig met slegte geestelike dinge, met Ouija board en daai goed. En 'n snaakse ding om mee in 'n huis in te kom waar 'n dame my wil vra om sy wil trou en sy wil hierdie lekker dinge doen. En ons gesels en ons bespreek die troue en al daai goed is fyn en sy sê toe niks van die ander ding wat sy my wou sê nie. En ek vra toe so uit die bloute uit, weet, kom ons gaan praat nou maar daaroor. Maar voor ons begin, moet ek jou vra, was jy betrokke met al hierdie goed toe jy jonger was? En sy sê toe ja, en hierdie dame ek dink sy is 79 jaar oud. En sy gaan nou trou vir die tweede keer, haar man is 'n paar jaar terug oorlede. En sy kon toe teruggaan in haar verlede, toe sy jonk was, het sy net by 'n tafel gewees en hierdie geestelike dinge en van daar af het sy hierdie geestelike dinge wat in haar huis gebeur wat sy van bewus is, alreeds 'n snaakse goed. Maar dit is net so, die Heilige Gees maak my bewus van hierdie goed omdat hy die Heilige Gees is. Maar daar's ook 'n ander gees wat 'n mens bewus maak van ander dinge as jy betrokke is met sulke goed. So dit sê toe vir my, in ons wêreld kan ons laat lei deur die Heilige Gees, soos wat ek op daai stadium gemaak het en gehoorsaam gewees het, of ons dink ons volg ons eie koppe, maar ons word gelei deur 'n bose gees. So dis net een van die twee. Daar's nie 'n middeweg van ek maak my eie besluite nie. Nee, die vyand is so slim dat hy jou kan lei in 'n ding wat jy dink jy jou eie kop volg, maar dis eintlik die bose gees. Ons moet so versigtig wees aan watse gees ons volg. En al klink dit soos goeie goed, moet ons seker maak altyd wat ons doen, waarheen ons gaan, dat ons gelei word deur die regte gees. En my tweede ou staaltjie wat ek wil vertel is as ek moet 'n selfverdedigingsklas aanbied by ons kerk. Nou, ek weet nie as die mans tussen ons as jy hoor, ek moet 'n selfverdedigingsklas aanbied en ek gaan praat oor die kruisiging, dan kom een en een by mekaar en iets sê vir my, hoekom het Jesus nooit 'n selfverdedigingsklas bygewoon nie? Sou dit nie makliker gewees het as hy net kon geleer het om homself te verdedig, of miskien 'n klomp mense by mekaar gekry het met swaarde, en dan was hy nooit in daai situasie gewees nie. En die Gees praat met my en hy sê, ek moet in steede van begin met boksklassies daarso, moet ek vir die mense sê, hoe om hulle self te verdedig. En die punt nommer 1, hoe ons onsself verdedig, en hoe Jesus ons geleer het om onsself te verdedig, is deur om te bid. Want ons stryd hier op aarde is nie in vlees nie. Is nie teen vlees en bloed nie, dis nie in die vlees nie, maar dis 'n stryd
wat ons het in die gees. En hierdie stryd veg ons nie. Hierdie stryd word geveg deur God en Jesus en die engele in die plek waar ons nie kan sien nie. So wat ons elke oggend moet doen vir selfverdediging, ons moet onsself inbid. Ons moet onsself, ons kinders, ons moet bid vir veiligheid en dis wat Jesus gedoen het in die tuin. Jesus het elke nou en dan weggebreek en gaan bid. Hy het geweet wat volg. Hy het homself nie fisies voorberei vir wat gaan gebeur nie. Want hy het geweet die fisiese stryd is nie die stryd wat gewen moet word nie, maar die geestelike stryd. So terwyl ek besig is om hierdie ding te doen, sê die Here net vir my, soos jy gaan nou vir hulle verduidelik wat van die kruis af gebeur het tot by die opstanding, maar julle moet ook besef dat die mense wat betrokke was om Jesus te kruisig, was besig om te luister vir die bose geeste. So wat daar in werking was 'n klomp mense wat gesê het kruisig hom, hy's 'n verraaier, hy's die en daai, maar die mense is almal onder die invloed van bose geeste gewees. Dis hierdie bose geeste wat vir Jesus wil vernietig, is hierdie bose geeste wat vandag nog besig is met elkeen van ons. Dis hierdie bose geeste wat ons wil lei van die reguit paadjie af, soos my ADHD wil my 'n bietjie links of bietjie regs vat. Dis hierdie bose geeste wat vir ons lieg en hom voordoen as die regte gees en dan op die verkeerde pad lei. So verby my staaltjies nou, kom ons kom by die storie uit en ek seker nou net Vrydag met julle gesels oor die kruisiging en ek wil net vinnig weer daardeur hardloop. Ek seker elkeen van ons ken die storie waar Jesus gevang is, waar Judas hom kom oorgee het en hom kom soen het en die soldate het hom gearresteer. En Petrus wat wou beklei, Petrus is die enigste een wat daai selfverdedigingsklas bygewoon het, dink ek. En hy wil vir Jesus verdedig en hy het die oor afgekap en julle ken die storie verder. En hulle het hierdie Jesus en ek gisterand terwyl ek besig was om my laaste voorbereidings te tref, sien ek op Netflix wys die Passion of the Christ en ek besluit om dit te kyk as deel van voorbereiding. En ek kyk net na hierdie journey wat Jesus gevolg het, weet van die waar hy in hegtenis geneem was tot by die kruis. En dit is verskriklik. Dis net amazing wat hy vir ons gedoen het. En so toe het hulle hom nou in gevangenis geneem en hulle is besig om te stap nou na die plek toe waar hulle hom gaan veroordeel. En hulle vat hom toe eers na Pontius Pilatus toe, soos julle weet. En Pontius Pilatus het toe so geluister en hy het ook nie bereid gewees om hom skuldig te bevind nie. En hy stuur hom na Herodes toe en Herodes het so 'n bietjie daar met hom gesels en ook niks gekry nie. En hulle stuur hom toe weer terug op Pontius Pilatus toe. Julle ken die storie verder, maar ek vertel dit nog steeds. En hy was toe sy hande in onskuld en hy sê hierso, sê hy, doen met hom wat julle wil. En die groot dinge wat toe gebeur is, Jesus word veroordeel en hy sterf aan die kruis. En as gevolg van al die mense wat die bose gees gevolg het, sterf ons Jesus daai dag aan die kruis. En sy maale en sy vriende en so het hom afgehaal en het hom begrawe. En het hom in 'n graf gesit en die klip toegerol. En ek wil hê ons met so 2 sekondes van stilte hê en net 'n bietjie daaroor dink. Want ons wat hierso sit, hou vir Jesus daar. Ons wat hier sit, vertel ek dink altyd aan hierdie storie en ons gaan tot by die graf. En ons liedjies wat ons sing is die wonderlike kruisiging en alles wat gebeur het, maar ons vergeet baie keer dat hy opgestaan het. Want jy sien hierdie bose geeste wat hierdie mense gelei het begin partytjie hou. Want hierdie ouens het almal saamgekom om Jesus dood te maak. En die dag toe Jesus doodgemaak is, toe hy gesterf het aan die kruis, het hierdie ouens almal afdoderyk, toe almal het begin voorbereidings tref, hierdie bose geeste, om hierdie ou te verwelkom met tussen hulle, hierdie ou wat hulle saamgesmeet om dood te maak, hierdie verlosser. Maar hulle het een fout gemaak, hierdie klomp bose geeste. Hulle het my Jesus onderskat. Hulle het gedink ons Jesus leef net in die vlees. Hulle het al hierdie dinge gedoen, hulle het al hierdie mense se koppe die mekaar gemaak. Hulle het hierdie soldate so mal gemaak dat hulle Jesus so gemartel het en doodgemaak het. En hier sit hulle onder in die doderyk en wag en Jesus is op pad doderyk toe. En hulle wag vir hierdie stikkend geslaande liggaam, hierdie krippelman wat hulle so sleg behandel het, dit was verskriklik. Ek dink ek het hierdie goed wat ek gesien het gisterand in die Passion of the Christ en hierdie bose geeste sit hier onder en hulle wag vir hierdie Jesus.
Hulle wag vir hierdie fetusposisie Jesus wat daar lê waar hulle hom geskop het. Waar hy stikkend gesny is deur die katse wat hulle hom mee geslaan het. Maar hulle het ons Jesus onderskat. En ons onderskat ons Jesus elke dag. Elke dag wanneer ons eie sonde wil vergeld. Elke dag wat ons bereid is om saam te leef met ons finansies wat nie wil uitwerk nie. Elke dag as ons bereid is om siek te wees wat nie van God afkom nie. Elke dag as ons sondig en ons hou onsself skuldig aan die kruis. Hou hierdie bose geeste, hierdie vyand hou ons aan die kruis. En hierdie daad wat Jesus gedoen het aan die kruis is net deel daarvan. Maar baie mense het al gesterf in die geskiedenis. Die groot ding het gebeur toe hy afdaal na die doderyk toe. Hier waar die bose geeste vir hom sit en wag het. Hier's waar die groot ding gebeur het. Hier kom hierdie stikkend geslaande Jesus. Hierdie gemartelde persoon daal af in die doderyk. En in steede van verder gemartel word, neem hy eenvoudig die sleutel en sluit dit oop. Want jy sien, my Jesus is nie net 'n Jesus wat gekruisig is nie. My probleme, my sonde, my siekte is nie net afhanklik van 'n Jesus wat gekruisig is nie. Maar my Jesus het opgestaan. My Jesus het dood gegaan aan die kruis vir my en jou en hy's gemartel, maar hy het opgestaan. So ek wil vanoggend hê, elkeen wat hier sal sit vanoggend, as jou kruis is jou sonde wat jy pleeg, wil ek vir jou sê, daar is geen vergelding van sonde meer nie, as gevolg van hy wat dit in die kruis gedoen het vir jou en my. Ek wil vir jou sê, as jy siekte het vandag, as jy enig iemand wat siek is vandag, wat nie van die Here afkom en wat siekte kom nie van die Here af nie, wil ek vir jou sê, my Jesus het opgestaan vir jou siekte. As jy finansies jou terughou, as jy enigstens finansiële probleme het en dit hou jou terug, en dit maak jou dood, en jy weet nie hoe jy môre gaan deurkom nie, jy weet nie hoe jy môre gaan kos, maar wil ek vir jou sê vandag, my Jesus het opgestaan. As jy in 'n huwelik is, waar dit moeilik gaan, en jy is elke dag in 'n moeilike situasie, wil ek vir jou sê, my Jesus het opgestaan. As daar verhoudinge is 'n broer tussen broers, voel ek aan tussen broers en susters, maar enige vriendskapverhouding wat bietjie sleg begin gaan het hierdie jaar, wil ek vir jou sê, my Jesus het opgestaan. Ek wil hê, elkeen wat hier sit vandag, en 'n geval het, waar hy geglo het, hy is nog aan die kruis, en waar die duiwel vir hom gelieg het, dat hy nog aan die kruis is, wil ek vandag vir jou sê, my Jesus het opgestaan. Ek wil hê, elkeen wat hier sit, moet vandag opstaan, saam met Jesus in die kruis, na die kruis, en sê, my Jesus het opgestaan. En ek gaan vir elkeen bid vandag, wat 'n finansiële probleem het, wat 'n siekte het, want omdat my Jesus opgestaan het. So ek wil hê ons moet soos opstaan, elkeen van julle, vir wat ook al jy opstaan, al staan jy op vir iemand wat nie is nie, al staan jy op vir jou ouma of jou oupa of jou ma of jou pa by die huis wat nie lekker voel nie. Vandag gaan Jesus kom gesond maak, vandag gaan Jesus kom finansies regmaak, vandag gaan Jesus in jou bankrekening kom verander. Vandag gaan Jesus in jou liggaam kom verander. Want jy sien, hy was gebreek gewees en stikkend geslaan, maar hy het opgestaan. En ek wil hê ons moet nou opstaan, en dis, ek wil hê jy moet skaam voel, want ek staan op en ek staan nie voor, maar ek wil hê jy moet opstaan, want Jesus het opgestaan. Ek wil hê jy moet ophou glo in dit wat die vyand vir jou sê. Die verkeerde geeste begin glo, en ek wil hê jy moet hoor wat die Heilige Gees vir jou sê, en ek wil hê jy moet opstaan, omdat Jesus opgestaan het. Nie om enige ander rede nie, ek wil hê jy moet opstaan, omdat Jesus opgestaan het. So kom ons staan. Kom ons maak sommer ons oë toe en ons bid saam en ons sê die Gees wat tussen ons is, Here Jesus. Dankie Vader, vir wat vandag hier so in Wonderboom of Sinnewil of waar ook ons nou is gebeur, Here Jesus. Dankie Here Jesus vir elke hart wat gaan verander, Here Jesus. Dankie Here Jesus vir elke bose gees wat gaan vlug, Here Jesus. Op die naam van Jesus. Soos hulle in die doderyk gevlug het, toe jy daar instap en die sleutel vat, Here Jesus. En besef het dat hulle my Jesus onderskat het, Here Jesus. Wil ek ophou vanoggend om my Jesus te onderskat. Ek wil my lewe vir hom gee, Here Jesus. Ek wil elke oomblik saam met hom wees. Ek wil nooit weer aan hom twyfel nie, Here Jesus. Ek wil my situasie vir hom gee volkome, Here Jesus. As dit sonde is, wil ek vandag sê jammer daaroor. Ek kan nie dat sonde tussen my nie kom nie, Here Jesus. As dit siekte is, wil ek dit nou vir u gee. Ek wil nie hê dat siekte tussen my nie ooit moet kom nie, Here Jesus. Ek gaan op oor die leuns glo oor my finansies, Here Jesus.
Ek gaan op die leunslo oor my huwelik. Ek gaan op die leunslo oor elke verhouding wat verbrokkel het, Here Jesus, as gevolg van die bose gees in die lug. Ek gaan begin glo wat Jesus vir my sê, Here Jesus. En ek bid gesondheid vanoggend. Vir elkeen wat dit nodig het, Here Jesus. Ek bid beterskap. Vir elke finansiële probleem, Here Jesus, bid ek vir uitkoms vandag. Nie omdat ons beggars is nie, Here Jesus, maar omdat U gemartel is, U dit reeds betaal, Here Jesus. En opgestaan het. Here Jesus, baie dankie. Dankie, Here Jesus, dat ons die amazing dinge het om U te kan vertrou met hierdie goed, Here Jesus. In Jesus naam. Amen. So dis min of meer my storie gewees. Dis baie kort en kragtig, maar ek is bly jy het gekom. En dit is die storie van die opstanding en ek wil hê julle moet besef elke keer as jy in 'n situasie kom waar die duiwel jou kom toets met 'n finansiële of 'n siekte of uitdaging, wil ek net hê jy moet vir die vyand sê, my Jesus het opgestaan. Ek gaan geen leuns van jou meer aanvaar nie, want my Jesus het opgestaan, dis al. Ons het geen geveg om te fight nie. Daai geveg is net gewen deur Jesus Christus. Dankie.